Goeiemôre vriende. My naam is Pieter van der Merwe. Die van julle wat luister gereeld sal weet dat ons die afgelope tydjie net so 'n bietjie van die lug af was. Vrou lief en ek het bietjie vakansie gehou. So 'n paar ander goedjies voorgeval, maar hier is ons terug. So prys die Here daarvoor. Ons vertrou dat ons ook in vandag gesprekkie meer sal hoor en verstaan van die tye waarin ons lewe, want ons praat juis oor die tye voor die Here Jesus se koms. Kom ons bid net saam voor ek begin. Here, baie dankie dat ons in hierdie omstandighede kan lewe wat 'n mens goed sien, wat die woord vir ons leer voor die tyd, lang voor die tyd, selfs duisende jare voor die tyd, en dat ons die generasie is wat die goed sien gebeur rondom ons. Here, dit is 'n voorreg, dit is 'n ongelooflike voorreg. Daarvoor prys ons U naam en bid ook dat dit waaroor ons vandag praat, Here, regtig oë sal oopmaak en regtig harte sal verander as dit nodig is. Asseblief, Here, ons bly afhanklik van U as die Here van die Here en die Koning van die konings. Amen. Vriende, ek het in die afgelope tyd, ek en my vrou nou saam Bybelstudie doen, het die een ding eendag by my baie duidelik opgekom. Waarom is daar soveel klem in die woord op blindheid? Nie doofheid nie, geestelike blindheid. Nie geestelike doofheid nie. Ja, die aard van die saak is daar meldings daarvan van geestelike doofheid, maar die eintlike ding waarop die Bybel klem lê in die Nuwe Testament en selfs in die Ou Testament is op geestelike blindheid. Met ander woorde, nie kan sien nie. Nou, ek wil vandag bietjie klem lê op wat die Here Jesus in Matteus 23, waar hy besig was met, kom ons noem dit, die godsdienstige establishment van sy tyd. Die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes. Want hy het hulle op 'n baie hard aangespreek oor spesifiek hierdie ding. Dit is die gedeelte waar ons ken dit nou in Afrikaans as die 7 weë. Jy weet, the woes, sê die Engelsman, waar hy 7 oordele oor hulle uitgespreek het. Ons gaan nie in die detail daarvan in nie, maar spesifiek die rol wat blindheid ook speel daarin. 4 keer kom die term blindheid voor in hierdie, kom ons sê nou maar die 7 weë. Ek lees vir Matteus 15 vers 14. Ignoreer hulle. Hulle is blinde gidse wat blindes wil lei. As een blinde vir 'n ander blinde as gids wil optree, beland hulle albei in die sloot. Hy praat hier spesifiek van die Fariseërs. En hy praat hier van, met ander woorde, die godsdienstige leiers van sy tyd. Ons kan dit op geen ander manier interpreteer nie. Dis die godsdienstige leiers van die tyd. Dis die ouens wat met voorgang, dis die ouens wat moes sien en nie gesien het nie. Vriende, hierso tussen vers 16 en een bietjie laer af, noem hy hulle, in vers 17 praat hy van die blinde dwaase, in vers 19 praat hy van, hoe blind kan julle tog wees? Vers 24, blinde gidse, vers 26, blinde fariseërs. En dit bly interessant, waarom konsentreer hy op blindheid? En sê nou maar, byvoorbeeld nie doofheid nie. Want blind is die dinge wat ek sien, in my gees ook sien, en wat belangrik is vir 'n pad vorentoe met die Here. Ek lees vir u Matteus 23 vers 29 tot 31. Ellende wag vir julle, die skynheilige skrifkenners en fariseërs. Julle rig grafstene op vir die profete. Julle versier die gedenkstene van die vromes. Julle verklaar, as ons in ons vader se tyd gelewe het, sou ons nie by die moord op die profete betrokke gewees het nie. Daarmee wys julle die vinger na julle self, want julle erken ronduit julle die nageslag is van die wat die profete vermoor het. Vriende, dit is 'n geskiedkundige feit, dat omtrent al die profete wat vermoor is, was in Jerusalem vermoor. Omtrent almal. Die Jesajas, die Jeremias, en dit is die ouens vir wie hierdie span blykbaar grafstene opgesit het, om hulle te eer, en dan met hierdie ongelooflike stelling te kom, as ons in ons vader se tyd gelewe het, sou ons nie
sou ons nie by die moord op die profete betrokke gewees het nie. Vir wie sê hulle dit? Hulle sê dit vir Jesus Christus, hulle Messias, wat in die volheid van die tyd gekom het, wat hulle moes sien, hier is die Messias, omdat hulle die skrifte moes bestudeer rondom die waarheid, en nie wat hulle dink sou gebeur nie. En dit is een van die grootste ellendes van ons tyd ook. Ons dink menslik, ons dink soos ons dit wil verstaan, met ons teologie, met ons uitlegging van teologie, en ons mis die waarheid. So hier staan die Messias, die ware Messias voor hulle, wat hulle wat mee gedoen het? Ook vermoor het. Soos hulle voorsate, die Jesajas en die Jeremias vermoor het. Vriende, dit is ongelooflike harde woorde, en as ons gaan kyk in Matteus 23, ek wil sê die hardheid waarmee die Here Jesus hulle aanspreek, in hierdie 7 wee, is daar nie een keer wat hy iets met 'n sagte hart, of iets met 'n waarskuwing na hulle toe kom, hy sê hulle, en jy kan dit gaan lees in, soos ek gesê het in Matteus 23. Maar, ek wil nou, miskien moet ek nog een vers, of 2 versies lees in Johannes 9, kom ons kyk gou daarso. Johannes 9, 39, 41, toe het Jesus gesê, ek het na hierdie wêreld toe gekom om te oordeel, sodat die mense wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, hulle blindheid kan ontdek. Van die Fariseërs wat by Jesus was, het vir hom gesê, ons is tog nie blindes nie. Jesus het hulle geantwoord, as julle blindes was, sou julle nie sonde gehad het nie. Maar nou beweer julle kan sien, daarom bly die sonde staan. Vriende, dit is presies die waarheid, ook van vandag. Ons kry in kerke, ons kry in teoloë, ons kry in geloofsgroeperinge, hierdie ding van ons kan alles sien en verstaan. Ons beweer ons kan sien, maar ons sien nie. En as mens gaan kyk na al die skewe teologie rondom die wederkoms van Jesus Christus, ek glo die oorgrote meerderheid sê vandag in die wêreld, ons kan nie weet nie. Ons kan nie die tye verstaan nie. Daar is allerlei belangrike name aan hierdie groeperinge toegedig. Ons kan dit nie sien nie. Ons wil dit nie sien nie. Ons vermy daai onderwerp, want dit is te moeilik. En dit is, ek wil amper sê 80-90% van kerke is dit van toepassing. Vriende, nou gaan na Laodicea toe, na die laaste dae kerk. Dit is die kerk wat die Here Jesus beskrywe in die laaste briewe, die laaste van die 7 briewe. Nou sommer net in terselfdertydsalwe, hy het 7 oordele uitgespreek oor die Fariseërs, en dan kom hy in Laodicea, en hy skrywe aan 7 gemeentes, waarvan eintlik net een uit daardie 7 goeie dinge, of net goeie dinge gesê was. Laodicea is die gemeente wat ons periode verteenwoordig. Nou, ons het daaroor gepraat, al meer as een keer, as ek dit nie mis het nie, en ek het dit op my hart om maar weer een of ander tyd daaroor te praat. Ons kan nie verby Laodicea kom, as ons die denke van die kerk, die denke van die mense van vandag, ons kan dit nie dan verstaan nie. Maar as jy Laodicea lees, dan leer dit vir jou. Wat is die dinge wat mense teehou? Wat is die dinge wat mense se oë toemaak? So kom ons kyk, ek wil vers 18 lees. Ek wil net een versie uithaal uit die brief aan die Laodicea. Ek gee jou daarom die raad om by my goud te koop, wat deur die vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan word, en koop vir jou klere om aan te trek, sodat die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar word nie, en koop ek oogsalf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Weereens die klem op die blindheid. Vriende, die gemeente in Laodicea het alles gehad. Hulle het die Ou Testament gehad, hulle het
die Nuwe Testament op Openbaring na, het hulle voor hulle gehad. Hulle het al die verwysings wat die Here Jesus na sy wederkoms gegee het, voor hulle gehad. Matteus 23, Lukas 21, Markus 13, en eintlik is die hele paar hoofstukke van Matteus 24 tot by Matteus 21 tot 25, gaan presies daaroor. Hulle het dit voor hulle oë gehad. En selfs hier in die laaste dae kerk sê die Here Jesus, julle is blind. Nou die oogsalf wat hiervan praat is 'n oogsalf wat fisies gemaak was in Laodicea. Hulle het die grondstowwe gehad om dit te doen en hulle het geweet hoe om dit te doen, maar dit was om fisies jou oë gesond te maak. En die Here Jesus soek 'n geestelike gesondmaking en hulle kyk na dinge. Vriende, as 'n mens die blindheid, die geestelike blindheid ervaar waarvan die woord praat en waaroor ons vanoggend praat, dis absoluut satanies gedrewe. Blindheid in die gees is satanies gedrewe. Ons kan maak daarmee net wat ons wil. Ons kan sê net wat ons wil daaroor. Dit is die begin en die einde van blindheid. Want wat kry hy reg as hy dit doen? 3 dinge, hoofsaaklik, daar mag meer goed wees. Ek noem 3 dinge. 1, hulle maak die oë toe vir die waarheid. Wat is die waarheid? Ons leef in die eindtye. Wat is die waarheid? Jesus Christus is die alleen verlosser van hierdie wêreld. Nie allerhande ander goedjies wat jy hoef by te voeg nie. Ons is sy kinders, ons is vrygemaak, ons is nuut geword. Die tweede ding wat ek wil noem, hulle is blind vir profeseë. As jy die waarheid van die woord nie heeltemal reg verstaan nie, verstaan jy nie die profeseë nie. En ek gaan vandag 'n baie gevaarlike ding sê. Hoeveel mense, kinders van die Here wat u ken, want ek vra dit vir myself af, hoeveel mense wat u ken en wat sê hulle is kinders van die Here, het enige begrip van die profeseë van die woord? Baie min. En die toepassing wat baie keer gemaak word, is net so effentjies, dit moet net nie te na my lyf kom nie. Die derde ding wat ek wil noem is, omdat hulle die profeseë nie verstaan nie, is hulle blind vir die tye waarin ons lewe. Hulle sal sê, ons lewe in rowwe tye, en die wêreld verander darm, en al sulke goed. Dit is die eindtye, wat die woord van die Here vir ons baie duidelik beskrywe, en wat ons nie kan sien, as ons glo dat die profeseë voor ons oë waar word nie. So die doelwit van die Satan is om te verberg dat die Here Jesus terugkom. Om dit onder 'n waas van teologie te sit, onder 'n waas van verkeerde verduidelikings, onder 'n waas van 'n woord wat vergeestelik word, eerder as ons letterlik lees wat daar staan en dit ons eie maak. Dis sy doelwit. Hy het by sy eerste koms, toe die Fariseërs dit moes sien, moes hulle hom wegvoer Egipte toe dat hy kan oorlewe. Daar was 'n totale aanslag op sy lewe. Ek weet nie hoeveel honderde seentjies is doodgemaak nie, om hom dan ook uit die weg te ruim. En ons lees in Openbaring hoe dit sal gaan voor sy tweede koms. Die ongelooflike blindheid, die ongelooflike wegdraai van die waarheid, sataniese aanbidding wat dwars oor hierdie wêreld sal wees. Prys die Here, hy kom sy bruid haal voor dit. So ek praat vanoggend met die bruid van die Here Jesus wat nog nie wil verstaan, maar dit is die einde nie. Ek voorspel nie wanneer dit gaan wees nie, ons weet nie, maar ons weet hy kom. Vriende, ek lees vir Jesaja 42 van vers 16 tot 17. Ek lei blindes op 'n nuwe pad, op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek maak die donkerte voor hulle helder lig en die ongelyk plekke maak ek gelyk. Ek gaan dit alles doen, maar hulle nie alleen los nie, maar hulle wat op afgode vertrou, wat vir afgode sê, julle is ons gode, sal neerval en skaam kry. Vriende, hy praat hier met sy volk Israel. Ons kan maar baie van hierdie goed vir onsself op van toepassing bring. Die nuwe
pad wat hy vir sy blindes, vir sy volk gaan gee, is aan die kom. En ons kan dit sien hoe dit voorberei word, omdat ons die oë van die profeseë het om te kan sien. En miskien moet ek eendag praat ook oor wat nou in Israel aangaan en hoe dit ooreenstem met die profeseë van die woord, want daar is ongelooflike ooreenkomste. Ek gaan hulle nie alleen los nie, sê die Here, maar hulle wat op die Here vertrou, wat vir afgode sê, julle is ons gode, sal neerval en skaam kry. Mag dit nie ook waar word van ons nie, want daar is baie afgode wat ons aanbid. Ons aanbid rykdom, ons aanbid tyd, ons aanbid ideale, ons aanbid jy weet, goed wat vir ons as mense belangrik is en wat niks te doen het met die koms en die waarheid van die woord van die Here nie. Dan sluit ek af met 2 Korintiërs 4 vers 4. Dis die God van hierdie bedeling wat die gedagtes van die ongelowiges verblind, sodat hulle die lig van die goeie nuus nie kan sien nie. Dis die goeie nuus van die heerlikheid van Christus, hy wat die ewebeeld van God is. Die God van hierdie wêreld, en ek het dit net nou ook gesê, vriende, hy sit agter verblinding, en ek wil amper hy sê, hy lê 'n klem op blindheid, eerder as doofheid. As jy doof is en jy hoor die ware evangelie, dan kan dit blindheid bring, of dit kan blindheid genees, as ek dit doen in afhanklikheid en onder krag van die Heilige Gees. Nie ek nie, maar die Gees van die Here self. Dis die goeie nuus van die heerlikheid van Christus Jesus, dat hy gedagtes kan lig gee, dat die lig van die goeie nuus kan inkom, selfs in hulle wat in ongelowigheid verblind bly. Vriende, ons lewe in die laaste dae, en die Here het in sy groot genade vir ons sy woord en profeseë gegee, sodat ons kan sien wat aan die gang is. Ek hoor soveel mense, kinders van die Here, wat sê ons kan nie weet nie. En daar is allerhande belangrike name wat aan hierdie tipe teologie toegevoeg word. Ek wil dit eers nou noem nie. Of mense wat vir jou sê, hoe weet jy? Lees net die woord. Of mense wat vir jou sê, dis nie belangrik nie. Dit is ongelooflik belangrik om te weet wanneer die Here kom. As ek weet die Here kom môre, gaan my lewe vandag dramaties verander. En dis hoekom ons so 'n klein persentasie mense op hierdie aarde sien, wat dit waarlik glo en lewe daarvolgens. Mag die Here ons almal dit leer en ons gees oopmaak, dat hierdie goed nie vir ons bevrees maak nie, maar 'n vreugde en 'n vrede bring, want dit is wat die Here wil hê ons moet belewe in ons afwagting op hom. Ons moet uitsien daarna, hy kom net die haal, wat gretig uitsien na sy kom, sê die woord van die Here. Mag u en ek almal deel daarvan wees. Ons sluit net af met gebed. Here, ek prys U vandag dat hierdie woord 'n woord van God is. Ek prys U, Here, dat die woord vir ons so duidelik is hieroor. Here, ons het al so baie hieroor gepraat. En daarom vra ek dat ook hierdie gesprekkie waarlik mense se oë oopmaak, en ek het vrymoedigheid om dit te doen, want ek glo, Here, dis 'n woord wat U op my hart gelê het. Al is dit die 3de en die 4de keer wat ons hieroor praat. Mag U naam verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.